Goeiemôre, Sondag het ons oor Moedersdag gepraat en die monumentale invloed van 'n moeder se gebed. Ons het die verhaal van 1 Samuel 1 gelees van Hanna wat kinderloos was. Dit was 'n geweldige skande. Dit het bespotting oor haar gebring en vernedering en sy was in trane. Sy het geen waarde gehad en sy het huilend in die tempel haar hart voor die Here uitgestort. Sy het geweier om op te hou bid. Sy het bly vashou aan 'n God wat gebede hoor en haar hart raak sien. En sy het swanger geword en Samuel is gebore, 'n profeet wat 'n nasie met God herstel het. Ons lees in die kerkgeskiedenis van Monica wat 'n seun gehad het wat enige Christen mamma sou vrees. Hy was geniaal, briljant, maar 'n absolute rebel. Hy was losbandig. Hy maak die een verkeerde keuse op die ander. Het 'n buite-egtelike kind, raak by dwaalleer betrokke, vlug weg van sy ma en sy ma se God. Maar Monica het geweier om op te hou bid. Sy gaan huil by 'n priester en die priester luister na en hy sê hierdie aangrypende woorde: "Gaan in vrede, vrou. Dit is onmoontlik dat die seun van soveel trane verlore sal gaan." En dan kom die deurbraak in Milaan. In 'n tuin hoor Augustinus 'n stem en hy kom tot bekering. Hy lees Romeine 13 en as gevolg van sy ma Monica wat weier om op te gee op haar seun, aan te hou bid, kom hy tot bekering en hy word een van die invloedrykste teoloë tot vandag toe nog in die westerse samelewing. Vriende, gebed is 'n belegging, dit is soos 'n saadjie wat jy plant. Daar is nie iets soos instant gratification. Gebed is 'n saad wat jy plant en onder die grond is God aan die werk en dan kom daar vrug na vore, ongekende vrug. Vriende, ek weet nie wat jou krisis of jou situasie is, maar mag jy ook 'n persoon wees wat weier om op te hou bid. God sien jou hart, God hoor jou gebede en hy voorsien. Amen.